voorreg om vanoggend saam met julle hier te wees. Ja, en soos julle sien, daar's 'n selfie van ek en my vrou. My dogter is redelik behendig met AI, né? AI? Ja, sy is behendig daarmee. So daar sien jy my en my vrou in Parys, in 'n hemp wat ek in my lewe nog nooit gehad het nie. Maar die vrou wat ek my lewe lank ook het. So, daar's ons, en dis hoe ons lyk, wanneer ons op vakansie is. Ek kuier vanoggend saam met jou op die laaste, dink ek, van die reeks selfie. En as jy gewonder het, ja, ek is nie my selfie. Nee, alright, goed. Los daai. Ek is veronderstel om hierdie te doen, nê. Daar sê die begin van 'n nuwe jaar bring gewoonlik die druk van ja, hierdie jaar wat kom moet beter wees as die jaar wat verby is. En die enigste manier wat die jaar wat voorlê beter gaan wees as die jaar wat verby is as ek self 'n beter mens word. So die hele druk van selfverbetering lê voor. Hoe kan ek in 2026 beter doen, beter voel? Ek wil vir jou sê, ek dink ek het slegte nuus vir jou. So kom ek vat jou na 'n skrywer vir wie ek onsaglik baie respek het. Sy naam is Larry Crabb en hy het 'n boek geskryf, The Silence of Adam, wat ek nogal geniet het. En laat ek net so 'n paar van die goed wat hy sê in daai boek met jou deel. Hy begin op 'n stadium hy praat oor die verskil wat kerke en wat bedieninge ensovoorts maak en hoekom sekere mense na sekere bedieninge toe gaan, want dit spreek tot hulle en help hulle om 'n greep op die lewe te kry ensovoorts. Nou sê hy, ek lees hom in Engels, want die arme broer, hy het maar in Engels geskrywe, so ek gaan dit maar in Engels lees. Ek vertrou, julle is okay met Engels. Ek glo so, ek het gehoor, hier praat ons Mengels. Afrikaans is nie noodwendig die primêre taal nie. So, today's Bible teachers and pastors and other Christian leaders are expected to become experts in the handling of the real problems of life. If they're successful, they become known as competent people. If not, they're exposed as weak or dismissed as not terribly useful. Hoekom wil ek kerk toe gaan om iemand te hoor praat oor goed wat ek nie kan gebruik in my lewe nie, né? It's not very useful. Either way, Christian leaders and helpers seem to be more interested in the bits and pieces of life than in the big picture, the one that's painted in the sky, where the glory of God is declared and the work of His hands is proclaimed. And that comes from Psalm 19, verse 1. So as a result, so sê hy, the theological statements coming out of modern culture, and ek kan vermoed postmodern culture kan ook hier inpas, they look more like recipes for living than declared truths about God. Transcendent theology, which flows out of the big picture, has been replaced by recipe theology, a way of thinking that keeps its focus on the particulars of life. The center of transcendent theology is God, His character and His purposes. The center of recipe theology is man, his needs and his well-being. Nou sê hy, my quarrel with recipe theology is not with the biblical principles that it affirms or with its requirements that we follow them. It's rather with the tendency to make biblical principles into a formula for success. God has not written a cookbook for living with recipes for every dish we may want to prepare. He responds to our individual situations by inviting us to participate in a story that is larger than our lives.
Recipe theology studies the bits and pieces of life in order to help us tell our story better. But God invites us to join Him in telling His. I hope this is helping. Not very helpful. All right. Now say, the two biggest topics within recipe theology today are solving problems, that's the call to healing, and fulfilling responsibilities, that's the call to obedience. Either we become preoccupied with feeling good or we feel pressured to do good, but neither lifts us up into God's larger story or invites us to participate in it. We have in our day lost the excitement and drama of our calling to reveal the unseen God by the way we live, especially by the way we relate to one another. The single most important truth about people is the truth most easily ignored, that we bear the image of God. And as image bearers, we are called to tell His story with our lives, not to tell our story with His resources. By neglecting that truth, the calling to be like God has been reduced to a whisper. Jy weet, eendag sal ons soos hy wees, maar nou moet ons die lewe maak werk, Boeta. Calling to be like God has been reduced to a whisper, and the invitation to make our lives work better is being given with a shout. Hoeveel van julle was onlangs in 'n boekwinkel of een van daai goed wat byvoorbeeld die self-help Rocky waar soveel the best you that you can be, do this, fix this, etc. etc. Nou, klomp van ons het al daar gedraai. Ek meen, ek het as geskenke vir Kersfees en my verjaarsdag het ek book vouchers gekry. En toe sê ek by Exclusive Books en Bargain Books en all over the place. Ek sien, hoe staan die goed op die rakke? En ek besef, ons het ingekoop in 'n recipe theology. Wat maak dit ons lewens wil maak werk? En hierdie ouens, dis die ouens wat ons help om dit reg te kry. However, sê hy, we tend to be either recovery addicts, how can I feel better, or grim legalists, how can I do better? The truth about revealing God to others through our lives has been reduced to religious rhetoric. Daai is die goed waaroor 'n ou op 'n Sondag praat, maar op 'n Maandag tot Saterdag is leeuwêreld, Boeta. Nee. Religious rhetoric that just receives our token assent. Ja, dis waar, maar, nee? Okay. Meanwhile, we go about the real work of getting our lives together and making ourselves comfortable. We prefer practical help over the higher calling to live by design. The difficulty, of course, is this. We will never handle our problems well, nor fulfill our responsibilities with spiritual motivation until we first honor the call to bear God's image and determine to know Him well. Begin with recipe theology and you never rise beyond yourself. But begin with transcendent theology, and you end up becoming the self you were designed to be. En dis wat ek vanoggend met jou wil kom deel. Gee jouself 'n oomblik of 3. Dink net 'n bietjie. Jy is welkom jou oë toe te maak as jy wil. Begin net dink 'n bietjie oor die besluite waarmee jy besig is om deur te werk in verband met hierdie jaar wat voor lê en die verantwoordelikhede wat jy het en die rolle wat jy het om te speel in jou gesin en
by die werk en in die samelewing. Hoeveel van die vrae waarmee jy besig is en waarmee jy stoei, vat jou na recipe theology toe. Here, gee my raad vir hierdie. Gee vir my die oplossing hiervoor. Here, help my om hierdie reg te kry. En hoeveel van daai het jy na die Here toe gebring? Soos 'n Daniël, soos 'n Josef, soos 'n Dawid. Sê Here, dis wat hier aan die gang is. Ek soek u inspraak oor wat ek hier moet verstaan en hoe ek u moet verteenwoordig in hierdie situasie. Vat daai goed net vir die volgende paar oomblik na hom toe en los dit by hom. Gun hom die geleentheid om vanuit wie hy is en waarmee hy besig is, jou situasie te verduidelik. Ek is gelukkig om hier te stop as dit moet. Maar as jy wil, kan ek 'n bietjie aangaan om jou te help verstaan hoekom jy so maklik binne in recipe theology verval. En as jy dit sien en weet, kan dit jou dalk help om minder daar vas te val en in te groei in 'n leefwyse wat leef vanuit transcendent theology, waarmee God besig is en my deel in sy plan. Het jy nog 'n paar minute, kan ek daar so 'n bietjie insak? OK. Ek het gewoonlik 'n reëling met meeste van die ouens met wie ek in gesprek gaan, as ons met studente praat. Ek is by CCEP op 'n Dinsdag aand. Ek sê vir die ouens, as jy klaar geluister het voordat ek klaar gepraat het, is jy welkom om op te staan en uit te stap. Ek gaan jou nie kwaadlik neem nie. Maar as jy bly sit, gaan ek aanhou praat. So, Maurice, jy moet asseblief jy my kom help dat ek nie te lank gesels nie. In elk geval, kom ons stap net dan 'n bietjie verder met miskien hierdie beginsel. Kom ek wys jou hoekom ons die hele tyd neig na recipe theology. Dit alles te doen met framing. Jy weet die nommer 1, hoe sal ek sê, die wenresep vir 'n selfie is framing. Met ander woorde, die location, jy moet mense laat dink, jy's daar. Okay, die location is belangrik. Die agtergrond, die konteks wat jy skep. Wat sluit ek in hierdie prentjie en wat sluit ek uit hierdie prentjie uit? Want die konteks wat jy skep gaan ouens help om te vertolk wat hulle daar sien. En jy wil nie goed daarin hê wat hulle nie gaan laat dink wat jy wil hê hulle moet dink nie. So framing is belangrik. Dan ook natuurlik, hoe moet ek lyk in die prentjie? Ek weet nie of dit net ek is nie. Ek vermoed ek is nie alleen in hierdie nie, maar amper ons knee-jerk reaction wanneer dit kom by foto's. Byvoorbeeld, jy's by 'n troue en dan op die einde van die seremonie doen hulle hierdie lawwe ding van, okay, nou moet almal daar buite by die deur staan, want die fotograaf wil nou 'n foto hê van almal wat hier is en jy staan daar. En hulle doen die snaps en al daai goed. 'n Paar weke later kom die goed op Facebook of waar jy ook al jou social media doen. En die foto van die troue waar die bruid en bruidegom en almal daar staan, die foto van die troue is nou daar. En wat doen jy wanneer jy daai foto sien? Ek was daar. Jou eerste reaksie is, so waar's ek in hierdie prentjie? Nee. Okay, so is nie net ek nie. Raai wat gebeur? Daai foto, ja, jy's in die foto, maar die foto is nie van jou nie. Die foto is van die bruid en bruidegom. Dis hulle geleentheid. Jy's toevallig deel van die geleentheid, want jy's genooi om deel te wees daarvan.
So, ons doen dit met die Bybel ook. Ons maak die Bybel oop en hierdie jaar gaan ons 'n bietjie Bybelstudie doen en dan elke keer as die Bybel oopmaak, so waar's ek in die prentjie? Die Bybel is toevallig van iemand anders geskryf. Jy's deel van die storie, want jy's ingenooi in die prentjie in, maar jy's nie die hoofrolspeler daar nie. So hou op om eers jouself te soek, vra eers die framing vraag, oor wie gaan hierdie, nie net storie nie, maar oor wie gaan hierdie hele verhaal? So ja, ons weet toevallig dat Genesis 3 die heel eerste reframing event was, met die sondeval, Adam, Eva, die appel, die wat ook al. Ons weet dit, nee, maar daar was 'n framing wat gebeur het voor Genesis 3. Hallo, get a clue, Genesis 3, 1, 2, 3. So iets het in Genesis 1 gebeur, iets in Genesis 2 gebeur, voordat jy by Genesis 3 uitkom. Ons begin gewoonlik in die middel van die storie, by Genesis 3, die sondeval, die mens, alles uit mekaar het geval, maar ons mis wat in Genesis 1 en 2 gebeur het. As ons daai konteks het, kan ons verstaan hoekom Genesis 3 daar is, en hoe moet ons Genesis 3 vertolk en onsself dan die konteks van wat daar gebeur het, iets van onsself daarin raak sien. So, Genesis 1 en 2 sê vir ons, we have an origin story that is out of this world. Ek gaan nou nie hier, ek gaan ongelukkig nie hierby kan stilstaan nie, maar Genesis 3, jy weet, this is a setup. Jy hoor daai strykers wat wanneer Genesis 3 vers 1 oopmaak, jy voel hoe dreun daai subwoofer met, hier kom gevaar. Jy weet dit, as Genesis 3 oopmaak, en wat beleef jy daar? Genesis 3, 6 en 7, ons kom tot daar was 'n hele gesprek in die eerste paar verse tot en by vers 5, maar hierdie is waar die kruks van die is die woord beraming die regte woord om hier te gebruik, die herberaming van hoe die mens homself sien, the reframing of your identity, dis wat het gebeur. Nou ek het 'n paar woorde daar so 'n bietjie uitgelig, en toe die vrou sien, dat die boom goed was om van te eet, en dat het aangenaam was vir die oë, en 'n boom om te begeer, om wys te maak, neem sy van die vrugte daarvan, en eet en gee ook aan haar man daarvan, en hy het geëet, en hulle albei se oë is geopen. En hulle het geweet, dat hulle naak was, die slide is 'n bietjie kort, ek kon nie alles inpas nie, so ek het maar daar opgehou. Jy sien, alright, die woord, die vrou het gesien. Hoe sien 'n mens? Met jou oë natuurlik, ja. En sy het gesien dat dit aangenaam was vir die oë, en nadat hulle geëet het, toe gaan hulle oë oop. So, wag. Maak dit vir jou sin. Natuurlik is daar ouens wat sê, ja, sien hoe weerspreek die Bybel homself. Nee, hulle het gesien, het was aangenaam vir die oë, en toe gaan hulle oë oop. Hoe weerspreek die? Ja, dit kan jy sê, as jy nie Genesis 1 en 2 as konteks, as frame, reeds in gedagte het. As jy daai as frame in gedagte het, verstaan jy presies wat gebeur in Genesis 3 vers 7. Al twee se oë is geopen. Met ander woorde, die oë, ons weet die mens bestaan as drie enige wese uit gees, siel en liggaam. Die oë van jou gees is vir jou gegee om God bewus te kan raak. Die oë van jou liggaam is vir jou gegee om omgewingsbewus te raak. En die oë van jou siel, daai is die oë wat daar oop gegaan het. En daar het 'n skuif gekom van, hulle was selfbewus, maar nou het hulle selfbewus geraak.
Ongelukkig het Afrikaans net een term vir twee begrippe in Engels. Selfbewus, self-aware, dit was hulle klaar. Selfbewus, self-conscious, dis wat hulle geword het. Die skuif van I'm aware of myself to suddenly self is the center of all things. En van daar af raak ek selfbewus. Nou is ek verskriklik besorg oor wat ander van my dink. Hoe ander my sien. Nou moet ek jou persepsie van my begin bestuur. Nou gaan ek goed aantrek en goed sê en goed doen en goed bymekaar maak om jou persepsie van my te bestuur. Want ek is nou self bewus. Dis die skuif wat gebeur het in Genesis 3. Jy sien dit raak nou, né? Nee, die meeste van julle het ook klaar dit geweet in elk geval. So, hier word die mens se persepsie van homself geskuif. Om iets te word wat hy nooit bedoel was om te wees nie. You were designed and created to be self-aware. Hoe kan jy, daai eerste stukkie, she saw and she was aware that it was a desirable thing. Well aware of herself, what she would want, what she would enjoy. En toe kom die skuif nou skielik na selfbewustheid. That shift has happened for every one of us. Dit gebeur in elke kind. Elkeen van ons land op die plek waar daai ons verwysingsraamwerk word. Maar Jesus kom om daai ding totaal en al af te breek en ons 'n nuwe verwysingsraamwerk te gee. Ek moes hierdie net nou genoem het. Maar ja, die 3 realiteite waarvan ek gepraat het, die oë van jou gees, God bewus. Die oë van jou liggaam, omgewingsbewus, 3 realiteite. Dan die oë van die siel, self bewus. In Johannes 3 kom Jesus en hy verander of verskuif of hoe sal ek eerder herstel die raamwerk waarbinne ons veronderstel is om te lewe. En okay, so get a clue, Johannes 3 is die 3de hoofstuk. Johannes 1 het 'n klomp goed. Johannes 2 het 'n klomp goed. Johannes 3, daar waar ons die verhaal optel, is in die middel van 'n gesprek wat Jesus het met 'n Joodse leier. So die konteks, the framing van hierdie stelling is ontsaglik belangrik. Ons ken hom, né? Want so lief het God die wêreld gehad. Kom lees hom saam met my. Jy ken hom goed, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou vers 17 ken ons minder goed, maar ek moet hom daarin sit, want jy het nodig om hom te sien. Want God het sy seun nie na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Ek het sekere woorde omkring om vir jou die ooreenstemming met Genesis 3 te kom uitwys. Maar kom ons los dit vir nou. Die konteks van die konteks van daai stelling word vir ons gegee in die vorige verse. Jy let op natuurlik, nee, want die Johannes 3 begin met die woord want. Hoeveel van ons begin 'n sin met want? Want is 'n koppelwoord. Hy koppel wat klaar gesê is aan dit wat nou gesê gaan word. So hoekom begin ons met Johannes 3:16? Want en ons weet nie wat voor dit gesê is nie. Kom ek vat jou na dit wat voor dit gesê is. En natuurlik, en dis nou 'n koppelwoord wat vir jou aansluit by wat reeds gesê is. Ons is in die middel hier van 'n gesprek tussen Jesus en Nikodemus. En Jesus verduidelik 'n klomp goed vir Nikodemus en nou voeg hy by om duidelikheid te gee oor wat hy nou besig is om te sê. En soos Moses die slang in die woestyn opgelig het, so met die seun van die mens verhoog word en ons weet duidelik, hy verwys nou na die kruisgebeure.
sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nikodemus sou verstaan het, wanneer Jesus praat van Moses wat die slang in die woestyn verhoog het, Nikodemus sou presies verstaan het, waarna Jesus verwys. Ons kan dit kry, daai verhaal kry ons in Numeri 21. Konteks, die raam. Okay, this is starting to get complicated, né? Hier's 'n stelling, maar om die stelling te verstaan, moet ons die vorige gesprek verstaan en die vorige gesprek verwys na. Okay, Numeri 21. Die verhaal van die kinders van Israel, wat nou deur die woestyn op pad is na die beloofde land toe. Een van die ouens vra, kinders, waar was die volwassenes daai tyd? Dit was net die kinders van Israel. Verstaan wat daai term die kinders beteken? Ja. Ongelukkig het hulle redelik kinderagtig opgetree. Numeri 21 vertel ons van die kinderagtigheid van die kinders van Israel, want hulle het 'n bietjie teëstand beleef en nou begin hulle man, dit is nie lekker hier nie. Daai vakansie waarvoor jy baie gespaar het en jou kinders gevat het en daar op die strand en nou is daar 'n bietjie wind, dit is nie lekker hier nie. Okay, party van julle het ook sulke ervarings, né? Ja, so hulle moan. Nou sê hulle vir Moses, vat ons terug Egipte toe. Dit was vir ons baie beter daar as wat dit hier is. Papa, vat ons huis toe. Is baie beter daar voor die TV as hier op die strand. Okay, never mind. Nou hoor die Here wat hierdie ouens nou moan. Hy sê, ek dink nie hulle verstaan wat hulle vra nie. Kom ek help hulle om te verstaan wat hulle eintlik hier vra. Toe stuur die Here slange in die kamp in. Jy sê, dis verskriklik. Okay. Meeste van julle het al foto's gesien van farao's en jy weet daai ancient Egyptian culture en goede. As jy kyk na die kroon van die farao, die kroon wat hy op sy kop gedra het, wat was die embleem van die farao? Die slang. So wat die Here vir Israel sê is, kom ek wys vir jou wat jy eintlik vra. Kom ek gee vir jou wat jy wil hê. Penny drops, besef hulle, soos wat ons fisies vergiftig word deur die slang se byt, so is ons besig om uitgemergel te raak en vernietig te word deur farao se gesag oor ons lewe. Terug te gaan soontoe is om eintlik 'n doodsvonnis oor jou eie lewe te onderteken. Nou sê hulle vir Moses, okay, we get the picture, sorry. Vra die Here dan asseblief om die slange weg te neem. En die Here sê vir Moses, nee, ek gaan nie dit doen nie. Why not? They've learned their lesson. Sê, okay, kom ek vra vir jou, Moses, om 'n slang te maak uit koper, en sit hom op 'n paal, en sit hom daar iewers, waar almal in die kamp hom kan sien. Hoekom? Okay, ek wil julle vat na 'n plek van, eerstens het julle begeer om onder die gesag van die slang te kan leef, na 'n plek toe waar julle ongeïntimideerd deur enige slang kan leef. Daai slang wat op die paal is, solank as jy gebyt word deur 'n slang en jy kyk na die slang op die paal, waarborg ek die Here vir jou, ek gaan dit raak sien en jou liggaam genees. Die gevolge daarvan is dat jy kan in die middel van 'n slang geïnfesteerde kamp leef en ongeïntimideerd, dag vir dag, deur al jou verantwoordelikhede en alles gaan. You can live unintimidated by the snake. That's far better than living under the authority of the snake. Die slang word 'n non-entity. Soveel van ons het binne die raam
toegelaat dat ons binne die raam geplaas word van die duiwel, die bose, die mag van die koninkryk van die duisternis. Jy moet jou steps ken, jy moet net regloop, van die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, soos 'n sluwe slang. Guys, jy word genooi om te leef ongeïntimideerd deur wat hy ook al jou kant toe gooi. Dis wat die kruis vir jou kom sê. This is what the cross is telling you about yourself. You can live unintimidated by anything the enemy wants to throw at you. Want soos Moses die slang op die paal gesit het, sodat elkeen wat die slang op die paal sien, genesing kan beleef, so wanneer jy glo, sien, glo, onthou ek het vir jou gesê, die oë van die gees is om jou God bewus te maak, die oë van die siel hou jou self bewus, hou op kyk na jou omstandighede deur die oë van jou siel, ek is in gevaar, begin kyk na jou omstandighede deur die oë van jou gees. Christus het die slang se kop vermorsel. Ek is nie in gevaar nie. I can live unintimidated because I believe, I trust, I allow him to dictate the pace and move in the direction he wants me to move. Kom ons land. En ek dink hier moet nou, hoe sit ek hierdie ou af, dat ons nie sien wat op die skerm is nie. Daar sê, dankie, kan ek teruggaan na slide number 20, as julle my daar kan help, en dis my landingsplek. Efesiërs 4, is dit hy daai, vers 21 tot 32, sê vir ons, hierdie is hoe jou lewe lyk, wanneer jy ongeïntimideerd, onthou nou Efesiërs 4, okay, get a clue, we're in Ephesians 4, he said stuff in Ephesians 1, Ephesians 2, and Ephesians 3, that sets us up for Ephesians 4. Nou sien ons, hierdie is hoe ons leef. Dis hoe ons lewens lyk, wanneer ons vanuit hierdie verwysingsraamwerk, onsself kom uitleef. Jy kan jouself, ja, daar sê, hy het lekker reverb, nou kan ek diep gesels. Efesiërs 4, Efesiërs 5, vat ons na die plek toe waar ons eintlik begin sien, dis hoe die Here wil hê, ons moet leef as gevolg van die kruis. En terwyl die band opkom en Liesel gereed maak om ons in 'n laaste lied te vat, kom ek nooi jou om deur die oë van jou gees na die kruis te kyk en te sien hoe dat jy as nuwe mens ingenooi word in die verhaal wat Jesus eintlik vir jou wil vertel van wie jy is en hoe hy jou waardeer. Ek gaan jou nooi om jou hoof te buig en ek gaan vir jou 'n gebed bid. En as jy wil, is jy welkom om dit saam te bid. Ek gaan dit stadig genoeg bid dat jy dit ook agterna kan bid. Here, dankie vir dit wat u vir my aan die kruis kom doen het. Ek glo dat u alleen die volle waarheid oor my waarde en oor my ware self kan spreek. Ek plaas nou elke aspek van my lewe onder u gesag in hierdie jaar wat voorlê. En u alleen het die volste reg om te besluit wat reg en verkeerd is vir my. Help my om oop oë deur die lewe te gaan. Vader, ek wil my
verlustig in u liefde. Heilige Gees, ek verwelkom u leiding. En Jesus, ek vind myself vervuld in die woord wat u oor my lewe kom spreek.